Ons is nou so 90 kilos van All Days af. Ons het al 300 kilometer gery. Ons ry baie goed, die pad is lekker en stil. Ja, ons is amper daar. Sien julle weer. Bye bye. Ons het uiteindelik by Mojo uitgekom, en nou sit ons by die Bush Bar. Ek eet lekker burgers, 3 van ons het burgers gekies en David het die rib gekies, maar ek dink David het 'n goeie keuse gemaak. Maar die burger lyk ook nie sleg nie en dan gaan ons 'n salted caramel chocolates kry. Ja, die plek's baie mooi, is baie netjies en ons gaan vanaand lekker slaap. En dan môre Mapungubwe. Baie netjiese plek. Hulle sê hulle kry myners hierso in wat op 'n diamantmyn iewers te myn. Hulle kry jagters ook aan die bokke, is baie mak. Hulle loop hier tussen ons rond. Maar hulle is netjies hoor. Ek dink dit wat mense betaal vir wat mens kry is baie nice. Okay, ons op pad Mapungubwe toe. Pad is bietjie sleg nou. Ons nou gery. Ek wil net wys wat ek by my pa geleer het. Toiletpapier is saam en dan check hierdie move. Shampoo, conditioner, body wash by Mojo. Mense dink is 'n grap, maar weet jy wat? Ek het betaal vir die goed. So hulle gaan saam. So ergens in die wildtuin gaan ek hulle nodig hê. Miskien gaan Sunay vir my vra, miskien gaan David vir my vra, hoorie, het julle nie dalk body wash nie? Of kussings. Kussings. Hierso, ek het body wash. Pas baie sleg, nee. Hallo julle, ons is nou by Mapungubwe. Ons kan eers 12 uur opslaan, so ons gaan 'n bietjie deur die park ry, diere kyk. Ja.
Hallo, hallo, hallo. Sê hallo. 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 Ons is nou hierso by die Mazou kamp en ons is op 'n game drive. Dit gaan baie lekker soos julle kan sien. Dit is verskriklik lekker. Baie olifante gesien, bloubulle bees, rooi bokke. Lewe se lied. Mwah. Sê tata? 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 Ja, ek en daar was nou by Something Watering Hole. Maar die plek is verlate hoor. Maar is baie mooi wat jy sien. Net my hart sê dat hulle nie na dit kyk nie. Maar ja, jy mag net hier ingaan nie. Ons het ons vrouens sit in die karre. Ek dink daar mag dalk nou moord wees nou hoor. Botswana, ons nou in Suid-Afrika, Limpopo rivier. Ons sit vas. Nou nie op kar was my vrou wat Kap hom David. Daar, hy spin. Okay. Hou net op vir kar daar toe. Sê hoe gaan dit? Game drive gaan vat hier op die roetes. Ons het olifante gesien en bobbejane en baie bokke en goeters en jakkalse. En ons het 'n bietjie 'n ekspedisie gehad want ons het vasgesit met ons Deflok-wekel. Maar ons het daar uitgekom te danke aan die manne. En toe ons nog geëet het, toe kamp hier oom langs ons wat ons kon vertel het hier is uiltjies. Ek is net nie 100% seker wat se uiltjies nie, maar ons het 3 uiltjies gesien met een oog. Ja. Een met ek bedoel die uil het een oog. Ja.
time you can use this one. Okay. And then you drive, you will pass the compound somewhere here. Okay. And then you drive on this one On there. until you come in. And then I join that other road again. So you go in, Okay. and then you drive left on the gravel road. You Okay. drive a little bit on the pavement. Okay. Then, so there's a viewpoint there. You can walk on the pavement. Then going up there. Okay, you can okay. see you left your car in the picnic area. It's a picnic area. So I can eat there also something. You can eat, you can drive. Okay. There's no problem. Goeiemôre. Ons het dit uiteindelik gemaak tot by die weste kant van die park waar ons eintlik wil wees. Ek moet sê met kinders en so aan dan jy is nie son opkom by die park nie, hoor, dit vat 'n rukkie, dis nou 10:00. Maar die hele ding is ons is hier. En julle wat hierdie video kyk, julle is nie hier nie. So alles is 10:00. We made it. Sien baie uit, ons gaan nou hier so op raai en so aan ergens. Maar dit is 'n verskriklike mooi landskap. Definitief anders as waar ons kamp. Ons kamp is meer plat, hier so is dit meer berge en so aan. En maar David is op dit. Hy mis nie 'n bok nie, hoor. Nou by die wat is dit? Die conference view waar die drie lande Suid-Afrika, Zimbabwe en Botswana bymekaar kom. Maar eers braai ons net gou ietsie want ons baie honger. En maar ja, dit is bitter mooi, hoor. Ek is regtig beïndruk. En die lekker ding is, hier's niemand anders ter hier nie. Dis net ons. Mevrou, maar dis dit. Ja. So nou net weer met hulle praat, miskien lyk ek bietjie beter as ons geëet. Ons staan op die Confluence dek waar hulle Suid-Afrika, Zimbabwe en Botswana split. Dis baie mooi. Fantasties. Ja, ek dink nie foto's of video's justify dit nie. Maar ja, ek het nog niemand sien probeer cross ook skelm of so nie. Is niemand in die rivier nie. Alles lyk alright. Ja, het mos met daai idee van die mense wat so oorkom. Maar ja, hier agter is die Shasha rivier. Hy is nou droog. En dan is obviously die Limpopo wat nou hier loop en hy het baie water oor. Maar dit is ongelooflik. Baie spesiaal.
ooste kant van die park, die groot deel. En ons het nou hier by hek ingegaan, Chunguna Gate. En hulle sê blykbaar die katte en die goede is hier so ons kyk maar. Die paai is baie goed in die park, ek kan sien dit is goed geonderhou. En ons is nou op pad terug Mazau kamp toe. Maar eers gaan ons net 'n draai ry, miskien sien ons 'n kat, ons hoop 'n kat. Ja. David, hulle reken ons het spore gesien. Hy en my vrou is kenners. So ons is nou hier op 'n pad. Ek weet nie of ons mag ry nie, maar ons ry nou nie. Maar dit nou voel dit lekker. Pad is smooth, almal is wakker en ons gaan nou katte sien. Want ons sien spore. Ons ry nou uit Mapangupo uit. Dit is 'n baie hartseer, maar dit is ook opwindend want ons gaan nou Punta Maria toe. Ek moet sê die plek het ons verbaas. Ons het nie eintlik geweet wat om te verwag nie. Maar die kampplek was mooi, die staanplek was mooi, wild was mooi, natuur was baie mooi. Ja, so vandag is dit ons op die teerpad en dan is ons Messina, gaan ons daar stop en dan gaan ons in by Pafuri Gate. Dink is die hoogste hek in die Kreerwiltuin. Dan gaan ons piknik hou daar, Crooks Corner en dan is dit Punta Maria. So ons sal julle saam met ons vat. Ons is nou seker in die gevaarlikste plek die noorde dele van Suid-Afrika, Messina. Net speel. Ons kry gou supplies en so aan voor ons na die wildtuin gaan en dan gaan die tweeetjies saam met my katte kyk en so. Daar so Irene, maar sy's bietjie moeg. Sy's bietjie moeg. Maak tot by die Pafuri hek, die hoogste hek in die Kreer. En ja, het is 'n bietjie bewolk, maar hulle sê dis goed, want dan sien jy wild. Ons nou lekker geraai, die pad was baie beter as wat dink. Ons vroeër reis wat ons gedink het. En dan ja, daar's die bewys. Pafuri Gate. Nou julle, ons is nou in die wildtuin. Ons het by die Pafuri hek ingekom. Dis bewolkte weer. Milana voel nie lekker nie, Leonie lyk beter. Ons is amper by die piknikspot. Bye!
one you will see when you check well, like this one, you see it been eating on the leaf. Net weg by Pafuri se piknikspot. Franco, baie dankie my vriend. Jy het ons baie goeie raad gegee daar. Dis baie mooi. Dis daar bandskiet en so aan en nou het ons maar besluit ons gaan Kroegskonner môre doen. Ons gaan nou maar Punda toe. Punda is nog amper 60 km van hier af. En ons nog caravans gehad, so môre gaan ons afhaak. En dan ja, so ek dink dit is beter besluit. Nou op die teerpad klim. En dan hopelik kry ons standplek teen die draad. Ek hoop ons kry standplek teen die draad, maar ek twyfel, ons is klaar 'n bietjie laat, maar ek hoop vir die beste. Ons nou pad Kroegskonner toe nog steeds. Baie zebras gesien, baie buffels, olifante en ja, baie boba bome. Ek moet sê bo is nie so baie diere nie, maar die natuur is baie mooi, die bome is baie mooi. Waaronder toe wat ek maar kan onthou, so met Franco was meer vlaktes en so aan. Maar die bome hierso is ja, ek hou nogals van 'n mooi boom en ek moet sê die bome is baie mooi, baie mooi. So, ons sien julle in Kroegskonner. Ons is uiteindelik by Kroegskonner. Dit het ons 'n dag langer gevat. Wou gister die draai, maar ons is nou hierso. Hey, papa. Wat was daai? Geen idee. Maar in elk geval, dis nou waar Zimbabwe, Mosambiek, Suid-Afrika bymekaar kom. Ja, as redelik met Kroegskonner, ons sal dit in die ding sit. Albei weet iets van kroeks met die voor of iets. Maar die rivier loop.
Pafuri campfire. Ag. Ons is hier so by Mampuri campfire. Pafuri camp site. Picnic site, sorry. Campfire campsite. Ons het nou net 5 broodjies, 7 vissies en 1 broodjie vir die ape geskenk, soos Milana sal sê. So baie mooi diere gesien. Ja. Soos julle kan sien, het ons baie mooi diere gesien. Daar loop die ape. Hallo. Hallo. Moet hom nie groet nie. Hy steel. So in die gift shop, die Puna Maria, in die restaurant. En mamma het vir ons kaarte gekry. En ons kyk bietjie lyk dit hier bo in die oudste kamp in die Kreer. Sy het na die voeltjies toe gewys, maar sy kan nie dit kry, daar's nie plek vir dit nie. Maar die voeltjies is beter as wat ek gedink het, hoor, is baie mooi. Hulle het iets van alles. Sien jy, dit wit so breiderige ster, wit streep. Ek sal kyk as ek van kan sien wat sy in is dit. Ek sê vir jou ons baie hoor. Môre, ons is op pad Zingwetsi toe nou. Ons 2 ander by Puna Maria is klaar. En dit reën so 'n bietjie. Ons het net ons eerste kameelperdjie gesien in die wildtuin. En Milana het gaan kameelperd. En sy het nog steeds bietjie koors. Kom en gaan maar so. Maar ja, ons sien uit na die volgende stop. Franco sê dit is blykbaar baie mooi daar. So ja, ons gaan nou kyk. Maar dit reën nou lekker hoor. Maar nie wil.
nou op die brug oor die Zingwetsi rivier. Hy's droog, maar hy's verskriklik breed. Ek weet ook dat die kamp hier so het al baie gevloed, maar ja, dis baie mooi. Dit is altyd opwindend om uit die kar te gaan klim in die Wildtuin. Ons ry nou S52 loop. Ons mag dalk die hek nie maak nie. So jakkals gesien, al die ander goed wat ons altyd gesien het en ek weet nie of ons die hek gaan maak nie, maar ons gaan hom klaar maak. Franco sê is 'n goeie pad. Ja, ver is alright. Ja, die katte is 'n bietjie skaars. Sy boks agterend. Jy's daar's baie so. Jesus, my maat. Chickie. Ja. So ons kyk maar, ons is op pad Red Rock toe en na Lookout toe. So hou maar vir ons duim vas. Ja, gaan ons net hou maar aan, chom, want ons gaan nou hier voor gaan ons weer deur die rivier gaan. Chickie. So julle, kykie. Oh my moeder. Dis al reg by ons. Dis chom, moenie vlieg nie. Chom, maak 'n video vir as hy vlieg. Ja, dis die naaste wat ek nou ooit 'n visarend gesien het in my lewe. Op die grond, hè? Nee, nou wel. Jy kan neem as jy wil, maar dis nou nie. Nee. Ek het een voet nie. Ek het een Nee, voet met jou. Ja, okay, ja. Ek wil vir jou klank speel as hy vlieg. Ek moet 'n bietjie nader kom. Neem net 'n video vir as hy vlieg. Okay, gaan oorslaat video toe. Okay, ek sal video, ek maar 'n bietjie terugzoom. Okay, kyk toe. Kyk. Kom, Paddy, kom. Jy moet drink water. Dat ding is huge. Nou, mooi hoor. Dis 'n bad sighting. Wat jy gaan nou vir jou terugskryf. Zo met de koller aan. Ek dink hierdie is hier langs die pad. Ek het hulle maar afkyk. So maar die wen is by die kamp hoor. Ja. Wag maar. Kom kyk. Kyk hierso, kyk hier. So nou pad gaan. Hallo. Dis so groot by hier. Sien jy kyk op.
nou op pad op die S50 loop wat Franco gesê het ons moet ry. Ons kan nie dit loop vat om en dan gaan ons na 'n paar watergate stop. Ons is baie laat hier weg, eers 10:00. Shaimilana is bietjie siekerig en sy voel nie baie lekker nie, maar sy het gebid, sy het gesalf en ons glo dat sy gesond kan word. Sy begin nou 'n bietjie eet en so aan. Ons ry nou uit by die kamp. David het klaar gery. Ons sou 'n langer loop gery het, maar Franco sê dis baie ver. Hy sê net ons moet na die Groot Vlei dam toe gaan. So ons is nou op pad na daai dam toe. Maar die ding is met die wildtuin, jy weet nooit hoe lank dit gaan vat nie. Want jy sien goed en jy sien nie goed nie en ja, 'n bietjie van 'n storie, maar dis wat dit ook lekker maak. Ons gaan uit by Zingwetsi en dan gaan ons nou op die grondpad klim. En dan gaan ons miskien weer katte sien, wie weet. Kan ons fasie wys. Ons is nou amper halfpad op ons roete af. Ons gaan nou die Zingwetsi rivier verlaat. Ons ry nog die hele tyd teen hom verby. En dan is ons op pad na Nyawootse lookout punt en dan Groot Vlei dam wat Franco gesê het. Maar ja, ek hoor dat hy sê ons wou 'n groter loop ry, maar daar's 'n manier dat dit sou gewerk het nie, want dis baie ver hoor. En jy sien altyd sulke inpaadjies wat jy inry tot in die dam in, of tot in die rivier, en dan sal goedjies wat gebeur soos wat julle nou net gesien het. So ja, ons gaan nou afry, nog afgaan. En ons gaan verby die Penny grens buitepos ry. Dis 'n landmerk. So ja, nog 'n rukkie om te gaan, maar dis goed sover. Ons het buffels sien beklei, krokodille gesien. 'n Paar keer ons boude afgeskrik vir olifante, maar dis normaal.
Ja, Grootvleidam was definitief 'n wenner. Dit was die moeite werd geweest om oor 'n uur hiernatoe te ry. Die olifante daar was ongelooflik mooi en daar was 'n visarend met 'n olifant onder die boomgroep. Ek dink julle het dit gesien. Maar dit is baie mooi. En op die kaart lyk dit nie eers so groot nie, maar dit is 'n baie groot dam. En ons het mooi sequoia gesien. Nou gaan ons na Sibavantsengelé uitkykpunt. Ek weet nie waar aan gaan nie, net soontoe en dan kom ons weer terug. Maar dan het ons klaar gery vir die dag. Milana is baie beter. Ek hoop Davel is alright, hulle het maar gery want Milana was siek vanoggend. Nou loop dinge alright. Vandag is ons nou net uit Zingwetsi uit, ons is op pad Swadini toe, maar ons het seker 150 kg wat ons moet ry in die wildtuin. Nou ja, jy mag net 50 ry, nie 110 nie, David. Nie 110 nie. So ons is nou maar op die pad, ons gaan seker, ek dink ons gaan seker 3 ure ry, 4 ure ry in die wildtuin. En dan het ons seker so 100 kg oor buite Palaborwa na Swadini toe. So ons gaan maar net stadig ry, miskien sien ons iets nie. En die wildtuin weet jy nooit nie, maar is baie mooi, dis ook 'n wit grasse met die bome. Milana se koors is daarin beter, maar mag jy loop. Ons is nou by Bopani kamp en ja, ons het net vinnig gestop, badkamer toe gaan. Ons het al seker 60 kg gery en dan gaan ons nou van hier afklim. Die ander grondteerpad uit. Maar ons gaan dit tappe mis. Ons baie mooi. Ek dink ek was hier so gewees toe ek 'n kind was saam met my ouers. Ek onthou so iets. Ek kan verkeerd wees. Hulle sal weet. Ek dink hulle weet self nie. Ons is nou amper by die Palaborwa, nog so 25 kg oor, maar hierdie kant van die wildtuin is niks nie hoor. Hier is niks nie. Ons het nou al plekke ingery en uitgery en probeer kyk of ons iets sien, by lookouts gestop, gekyk of ons iets sien, maar ek weet nie, hier is niks nie. Hier is soos David sê, hier is net Afrikaners en Ghana met die army hier by Palaborwa. Ek dink julle het ons laaste nog gesien deur Palaborwa hekry. Nou is ons al in Hoedspruit, maar ons het in Palaborwa gestop. Baie bad plek.
Toe kon ons nie alles daar kry nie, nou stop ons in Hoedspruit. So nou het ons nog net 34 kilos oor om te gaan tot by Swadini. Ja, ons het, dis die langste wat ek al in 200 kilos gery het. Maar ons het alles gekry en ons gaan nou lekker daar in die warmwater swembad swem. En Milana is baie excited en bly om te gaan. En ja, ons het julle nou nie gewys nie, want dit is maar net grocery shopping en goed. Dit is nou nie al in sulke dorpe. Ek kan nie dink dat dit so besig is nie, want dit is in die middel van nêrens. En dan staan in kies. Ons het eintlik gemaak tot in Swadini. My mat mos het gery hoor. Nee, ons het gery. Vandag het ons gery. Ons staan net lekker hierso saam met skoonpa, Browns, saam met David. En ding is op die 4, is lekker vroeg, baie mooi teen die berg. En die kampplek is vol. Vol. Milana speel agter saam met al my nuwe maatjies. En ja, ons is bly ons is hier. Nou gaan ons 'n bietjie rus na al die gery. Goeiemôre, dit is dag 710 van ons ekspedisie. Ons het oorleef. Gisterand 'n goeie nagrus gehad want Milana het by ouma en oupa geslaap. Was wel elke halfuur, elke uur of wat wakker, maar ek kon net omdraai en verder slaap. Ons maak nou pannekoekies en ons is by Swadini. Dan gaan ons die oord verken. Milana doen nou 'n bietjie want sy is blykbaar al van 4 uur wakker. Vir die eerste keer het die mense erken dat hulle verstaan nou dat sy nie slaap nie. So. Maar ja, dis baie lekker so, die sonnetjie kom nou uit. Dit was baie koud vanoggend. Sal julle alles wys. Ek en Milana staan hier by die Blyde rivier, hier binne Swadini. En dit is baie mooi skoon, die water is skoon. Sy geniet die vars lug. Sy is so bly om nie in die kar te wees nie. Ja. Sy wil net swem nou. En sy sien loop, nou moet sy loop. Ja, nou moet sy loop en sy sien hulle speel. So ja.
Swadini. In die winter. Ek het my duikbrille aan. En ek het my pille gedrink. Ons het nou vanmôre eers vir Bella kos gemaak. Bella kry hierdie beentjies. Ons het die vleis opgesny in blokkies. Ons gaan dit in die braaipan gooi en dan gaan ons Italian mix en mushrooms binne ingooi en ons gaan dit meng met 'n bietjie pesto sous en die pap is besig om daar te kook en dan gaan ons werk aan ons boude. Die boude is te klein. Ouma se boude. Nou wat se dag is vandag was? O, Jessie. Vrydag 4de Warm. Julie. Julie, warm. Dis warm. Sonskyn. Sonskyn daar. Ons gaan oefen. Ons gaan op 'n bootrit vanmiddag. En ons eet baie roomys. Ja. Want dis R7, R9. R9 met 'n sugarcane. Pad na die waterval toe hier so by Swadini in die reservaat en ons volg die rivier. Ons het nou sulke snaakse huise gekry, ek weet nie wie dit gebou of wie dit gemaak nie. Daar's nie bordjies nie, maar dit voel soos 'n TV-reeks wat miskien daar gehou kan word, 'n survival. Maar ja, die rivier is baie mooi skoon, maar ons weet glad nie hoe lyk die waterval nie. Ons het dit nie eens gegoogel nie. Ons het gesien waterval en nou is ons op pad soontoe. Ek het gesê 1.5 kilos, maar met Milana is dit bietjie langer. Voel langer. Dis goed. At Swadini Falls is white and is cold. Tom, dit brand so erg, so koud is dit. Kyk hoe kry ek hoendervleis. Jete, het is regtig koud hoor. Ons gaan nou op die boot gaan op die Rivierdam
Die klein bootjie blykbaar is ons boot. So die agter kan sien. Maar ons is nou net deur. Milana gaan, ek weet nie of sy gaan ski nie, ek weet nie wat sy gaan doen nie. Maar het lyk klaar of ons boot vol is. Hulle sê ons boot is ons vir onsself, maar lyk my nie so vandag. Corner to that corner, 54 meters deep. The center of the dam, 63. We have 2 rivers feeding water into the dam. From this side, this water starts flowing in, and that side later. So the center is where the 2 rivers join. It's a nature reserve, a lot of fish in the dam, no fishing allowed, nature conservation rules. Hippos and crocodiles. There's a place we call Hippo Valley. I will take you there so you can see hippos. With the crocodiles, we'll go on a search. Because you see, when the dam is full, there's not enough room for basking outside. So if you find the crocodile is submerged, swimming, sitting on top of a rock, or hiding behind reeds. But I hope we find 1 or 2 so we can swim, right? Ja, so jy kan sien hier agter. Kyk hoe crazy is dit. Kyk kop daar. Dis baie mooi. En dan aan die agterkant van die kamera nou, daar is die 3 rondavels. Maar jy kan nou net van die kant af sien. Jy kan nie die hele al 3 sien nie, maar dit is baie indrukwekkend. That face is crying. But there's a lot of water flowing there. Once we enter that corner, you'll see water flowing from different places. All of that comes from the same source, from deep within the mountains. So the water never stops flowing here. It flows throughout the year. Rainy season, it increases volume. You find that face covered by water, it becomes a beautiful waterfall. Sure. What did he say? We're going to get off there and go into the cave? Yes. Ons gaan ma instuur. You hear what he say? He will send in his mother-in-law. Of ek die water loop daar uit die berg uit. En dan loop dit daar uit die berg uit. En 2 plekke hier. My maat, dis ons nou by hom hoor. David. Op die bokke, 'n koffie op die bokke. Ons slaan die laaste keer op. Ons het dit 1, 2, 3, 4 keer gedoen. Ja, dis eintlik nog ons hartseer. Ons is slaaf opgeslaan. So nou hier agter ook. En dan my skoonpaal agter my. So amper klaar. Ons baie lekker gekamp. So dien het ons verbaas al die plekke wat ons was het ons verbaas soos julle gesien het op hierdie video.
En ja, die bokke speel vandag, so jy kan sien. En my skoonpa het lekker vier aan die gang. Maar dit is baie lekker gewees. En ons sien uit na die volgende. Volgende gaan nog groot wees.